Jesus. Welkom aan elkeen wat vanaand is, besoekers, families. Ek is bly vir elkeen wat opgekom het. Liefdes, die aankondigings vir die week is woensdag bidure, maar woensdag ons gaan nie meer inkom kerk toe nie. Julle kan net inskakel op die fone, dit sal wel wees. Omrede dat daar 'n bietjie donker, te donker en die geklarium is bietjie wettig. So, maar julle kan dit kry op die fone. Sondagoggend, Vrydag aan, jeug, 5:00, asseblief kom op, dis vroeg. Kinders, dit is nie gevaarlik nie, die groot mense wat kom. Dit is lekker om saam met die jeug hier te wees, is regtig, is baie lekker. Ek is elke Vrydag aan hier en ek geniet dit. Sondagoggend, 9:00 en Sondag aand om 4:00 aandiens. Geliefdes, kom op. Moenie dit mis nie. Verjaarsdag, Maandag 26, maar hier is eintlik dit voor. Zalwa, en woensdag, is Niels. Die wil ek woensdag, 28ste my Anton en Teresa Rens. Prys die Here. Lekker beleid is vir my. Liefdes, dit is al aankondigings vir die week. Kom ons staan, en van ons broer vraag om vir ons te open met gebed. En dan maak ons die naam van die Here groot. Vader, in Jesus naam wil ek vir die baie dankie sê, dat ons weer eens by mekaar kan wees. Here, seën ons saamsyn, seën ons musiekdepartement, seën die prediker wat die woord gaan bring. Here, seën elke broer en suster in Jesus naam, en ek dank U daarvoor. Amen.
Nou kan ons iets aan plek neem. En dan is dan mama en broer ons eten hier. It may be in the sunshine, on a clear, peaceful side. There's one thing for certain: be dark or fair. When Jesus goes with me, I can go anywhere. When Jesus goes with me, I can go anywhere. When Jesus goes with me, He's always somewhere. I call it the privilege. He's always there. When Jesus goes with me, I can go anywhere. He's not my Christian, my master's Lord. It's just mine to follow and give Him my all. To ever be ready is my constant prayer. When Jesus goes with me,
Liefdes, ons het haantjes gesing, klim op die vurige wa. Nou, wie is werklik op die vurige wa? En wie weet nog in die tyd was? Het ons allemaal kan sê, nee, ons is dood die wa. Maar is ons werklik in ons hart? Is ons werklik in ons weer? Liefdes, ons maak die woord van die Here openbaar Daniël 6. En waarom sê die baie wat hier vir die woord? Ek vra jy vanaand, Here, dat die Gees deur ons sal spreek, werk my altyd in die woord wees. Gebruik my as 'n instrument in die hand. Vader, stel my beroep op sodat ek sal luister na die stem, dat ek Jesus volg in Amen. Geliefdes, Daniël was in leeukou gekry. Ons almal weet dit. En die leeu's het hom niks gedoen. Maar kom ons gaan nou net 'n bietjie terug. Ons gaan lees ons daar. Daniël 6 vers 3. En oor hulle 3 ministers, aan wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgeneem, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Nou geliefdes, hoekom was Daniël so sigbaar? Hoekom was hy so sigbaar? Want die gees van die Here was in hom. Almal kon sien dis 'n kind van God. Gaan hulle op met 'n saak na hom toe, dan kon hy dit hulle uitkom. Hy kon hulle beantwoord. Mevrouw, hoe is jou gesindheid en jou houding binne in jou werkplek of binne in 'n gemeenskap? Kan die mense sien jy is 'n kind van God? Blink jy uit bo al die ander? Of is jy maar net gelyk met hulle? Ons almal is nou skielik doodstil. Lyk my ons is nou af in die baan. Dit is baie maklik om vir ons te sê, nee, ons is op die baan. Maar as ons werklik op die baan, is ons werklik in tye wat ons die Here se naam moet groot maak, of moet hy daar, is ons werklik daar vir hom? Ons gaan verder. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemin, omdat dit voortreffelike gees in hom was. Daar vers 5 sê, toe die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond van die aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir sy aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind was nie. Hoekom? Want hy is 'n kind van die Here gewees. Hy is 'n kind van God gewees. Die Here het hom deurgedra. Maak nie saak wat sy pad was gekom het, die Here was daar vir hom. Net so wil die Here vir ons elke iedereen wees. Dag vir dag. Hy wil met ons wees, hy wil ons deurdra, maar kom ons gaan verder. Daar van vers 7. Toe die ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius van die ewig lewe, al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die gouverneurs het beraadslaag dat die koning van verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig word, dat
'n versoek rig aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, en die leeukou gegooi sal word. Nou, Daniël het nie geworry nie. Hy het aangehou om die Here te dien. Hy het aangehou om God te aanbid. Nou kom my vraag, hoeveel keer 'n dag roep ons die Here? Roep ons op aan ons eie werkplekke? Of kry ons skaam? Die kinders van my vrijdag aand in die skool blijkbaar baie min wat. Ek kom nooit daar nie en hulle studeer, hulle weet net hoe se geld dat hulle hier moet gee, maar hulle sommer weggeet. Maar dit kom toe daar. En ek sit so en ek let op. Die mense ontvang hulle voedsel. Maar nie een van hulle het gebid oor dit. Nie een van hulle het gebid oor daai kos. Geliefdes, ons moet so gewees om te sê, hoor, ek het die spoor gedoen. Ek het die tweede maand styk gedoen. En nou is ek siek. Hoekom is jy siek? Hoekom is jy siek? Want jy het nooit gebid oor dit. Ek het baie lekker speer opgegeet. Baie lekker die lucht op my mond uitgeloop, maar ek het nie gebid oor dit. Gelukkig ek is nie skaam te doen, ek het gebid. Ek sal nie my God te weerstel om dit te mense. Maar het is net skrikwekkend om te sien hoe laag die dal die mense, dat hulle nie eers meer kan dankie sê vir die voedsel wat hulle voorgesit word. As jy oplet, dan maar mag dit my voedsel wees. En jy sal niks doen. Want die God wat ek doen, sal vir jou deurdra. Hy sal vir jou aanraak. Maar hoe kom ons dit sien? My groot vraag, ek sit vandag sit ek weet, nadat ons gedanken het, terwyl ons so weet het, daarom is dat er baie rol. En dan dink aan hoeveel mense bid nog aan tafel vir hulle voedsel. Hoeveel? Hoeveel huise, hoeveel gesinne het nog huisgodsdiens? Dit is iets wat doodloop. En die eerste van alles, dit loop dood onder die kinders van die Here. Maar dan moet ons altyd vir ons vra, Here, maar hoekom loop die dinge nie vir ons so reg nie? Hoekom kom maar struikelblok op ons pad langs? Die antwoord is, jy is skaam om die Here te buig. Jy is skaam om sy Here, om sy naam aan te roep in die publiek. Stel nou 'n verbod was vir koning en laat die bevelskrif geskrywe word volgens die onveranderlike wet van Medes en Perse. Onherroepelik is. Hierdoor het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. Geliefdes, tot daar was Daniël nie bang. Hy was nie bang nie. Al het hulle gesellig gaan kom in die leeukou gooi, omdat hy ons God aanbid, was hy nie bang nie. Hoekom was hy nie bang nie? Want hy het weet, God is met hom, God sal hom deurdra. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, hy het er baie mooi, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy woonkamer Jesus gehad,
wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag, hy is baie mooi, 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Hy was nie soveel bang gewees nie. Hy was nie bang om sy God aan te roep nie. Hy roep eerder sy God aan as wat hy op sy knieë sal buig voor 'n mens. Wat hy vra, wat ons sal ons knieë buig voor die mens. En daai tye van bemidding, soos hulle sê, was 'n tyd van bemidding, toe er maar sonder koronkeer geval. Dis was 'n groot verskoning wat die mense deesdae gebruik. Kind van God. Ek sal nooit my knieë buig voor die mense. Daar's net een toe weer sal buig voor die mense. Dis my God. Ek sal nie voor hom wees. Hy kan hom maar skiet, hy kan doen net wat hy wil. Sal my knieë buig voor God. Daarom het die manne aangestorm en Daniël gevind terwyl hy bid en voor sy God en genade smeek. Luister baie mooi. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige God of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas, volgens onherroepelike wet van Medes en Perse. Daniël was sy dan? Nog steeds was sy nie. Toe vat hulle Daniël en gooi hom in die leeukuil. Kom ons lees dan. Toe Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engele gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Geliefdes, dit maak nie saak hoe donker het voor jou lê. God kan dit vir jou lig. Hy kan dit vir jou lig maak. Maar vertrou op hom. Jy my sê hulle kan verkoop gisteroggend. Toe kom daar iemand, ek kyk vir hom want dit was ook die kar uitgepak. En Saterdag toe kom daar iemand en hy sal terugkom, hy nooit teruggekom nie, en vandaag ewe skielik toe ons hier in die kerk is, kom die persoon en hy gee hy op die kar vir meer as dit wat hulle verwag. Deur hoekom, want dit is God wat ons sien. Dit is God wat ons sien. Hy weet wat hy nodig het. Hy weet vooruit wat hy nodig het. Maak nie saak wat jou pad kan skoon nie. God weet wat jou pad kan kom. Maar hy het is beproewings wat ons moet deurgaan. En hoeveel van ons slaag daai beproewings? Hoeveel van ons begin met die rose raak, wat ons tanden ingooi? Here, hoe kom dit? Ek weet, kast het, want ek vind. Heel daar op. Ek is nie heel wat baie waar, en ek raai maar. My ek die boven die drukker af en bin vir staan plat. Daar is nie meer tyd. Ja, daar is dan hy slaap. Wat ben jy dan? Die punt is waarop ek wil staan is. God laat my deur dag en dag laat deur op die pad. Met tyd wat trend op dit.
hy word pad. Laat dit by jou. Dis die Here wat ek doen, dis die God wat ek aanbid. Want hy ken jou hart. Hy ken jou behoeftes, hy ken jou begeertes. En hy weet waartoe jy staat, wat jy kan hanteer, wat jy nie kan hanteer nie. My vrou is baie vanaf om te sê, gaan weer dit. Ag, daar raak ek op dit is om my moe. Laat wat sy sê, dankie, Here, kom dit dan weer met pad langs. Want die Here vir elke ding wat jou pad langs kom, het hy vir jou einde. Hy weet wat jy kan hanteer en wat nie. Hy sê dit ons uitdruklik in 1 Korintiërs 10:13 sê ek vir jou. Hy gaan nie iets jou pad langs bring wat jy nie kan hanteer nie. As die Here weet, ek gaan nie jou lewe kan hanteer nie, gaan hy nie, hy wil my pad langs stuur nie. Liefdes, hoeveel van ons is werklik op hy? Wat ons uitdink voor die ander. Hoeveel? Of hoeveel van ons sal op meer? Dag vir dag. Het is baie makkelijk om te sê, ek is een kind van die Here. Baie makkelijk. Maar sal jy binne in die nieuwkerk val en die bang wees? Daniel was die bang nie, want hy weet sy God van hom leer, sy God sal vir hom beskerm. Maar hoeveel van ons is sterk genoeg om te sê, God gaan my deur daar. Ek hoef nie moed te word, ek hoef nie lang te word, want God gaan my deur daar. Ek luister vanoggend. Toe die woord uitgegaan het oor die liggaam. Dis baie maklik om te val. As ek nou hier so lees van hoe die duivels en hoe dit onthou. Ons God wat ons dien, word geskryf met 'n groot G. Daar is ander woorde ook, en hulle noem hulle God. Maar hy word geskryf met 'n klein G. Ek sien baie kere mense wat sit op Facebook en iewers op ons blaaie van 'n klein G God. Ek dien nie 'n klein G God nie, ek dien 'n groot beskryf. Dis die God wat ek dien. En hy is hier. En hy is almagtig. Liefdes, maak jy saak op die pad ons. Maak jy saak op die wolke. God sal vir jou doen. As jy onmagtig. As jy werklik liefdesvol. Dit help nie, wanneer iets op pad langs kom, dat jy gaan sit daar in die loopie, en jy wil begin huil. Maar dan moet jy van my sak moet neem vir die daar so sak. As jy daar huil, dan kom ek. Maar die God wat ek dien, wanneer hy wanneer want hy geef jou krag. Hy wil nie vir jou neermaak. Hoekom wil jy daar in die hoekie gaan sit? Hoekom? Om die duivel sy eer te gee. Nee. Kinders van God, dis hoekom ons op die baan bly. Bly bidden. Bly bidden. En jy sal nooit in jou lewe spyt wees. As jy bidden bly, en jy volg alles wat die Here van jou verwag, dan gaan jy nie probleme in die lewe hê. Al kom al hierdie ander mense teen jou op. Hierdie
ander wat sê hulle dien ook God, want hulle die klein God is, klein Gee is. Daardie wat daai beelde, hulle kan maar kom. Want die God wat ek dien, sal jou leer gaan. Hy sal jou oprig. Hy sal jou nooit teleurstel nie. Nie die God wat ek dien. Maar al wat ek vir jou vandag is, roep my aan. Roep my aan. Hoeveel van ons op omweg gaan doen? Hoeveel? Hoeveel kan ons van ons geen skaam doen? Nee, ek kan nie nou bid en die mense gaan my sien. Prys die Here wat my sien. Nee, hulle kan my maar sien. Ek is nie skaam nie, ek is bang. Hy sal my deurdra. En as hy 'n storm te my inkom, hy sal my deur hy storm vat. Dis God wat ons doen. Want hy sê dit vir my, duidelik in 1 Korintiërs 13:13 sê dit vir my so mooi. Geliefdes, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Nou, daar praat hy nou van 'n ander. Bloedbye, kwaadheid, skelter, losboek, ag noem maar, hulle is baie. Dit is alles dinge wat ons self aangegryp het. Maar dis so mooi. God is getrou dat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking wat die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Is dit nie 'n God wat ek wil vra, word die nie? Jy weet ek het net nog gepraat van die gladde tye wag. Weer wat? Ek wil nie, ek kyk nie meer van die kant. Ek wil dat gaan dan op so 1 keer 'n maand. En dan mag ek kom doen. Ek weet dat hy ook kom. Maar ek kom maar, ek ga saam so gehoord, en kom maar daar onder, ek sien, maar jy is blink daar achter in die kassepij. En ek kom so nader, ek sien die ene, want dit is 'n spyker. En ek denk, maar ek wil as op sy. Nogmaal in die huis, dat ek sê, dan kijk sy pak. Ek krijg dat ook nog. Dit is die God wat ek dien, dit is rechtig ek dien. Dit is die God wat ek dien. Want hy weet, op hierdie stadium kan ek hier aan die bank koop. Daarom draai hy my deur. En hy sal my deurdra tot die einde toe. Dit is die God wat ek dien. Dus ek is die skaam kom om ek weet dat my voor my vader moet hê. Baie mense, hoe gaan my doen? Wat nou? Ek het besef, daar is nie een. Jy vertrou nie. Jy vertrou nie. Vertrou met al jou weer. Dis wat hy vir ons sê. Vertrou my in al jou weer. En ek sal jou weer maak. Ek sal jou baie vir jou gelyk maak. Nee, anders ons bid. Wat bid ons? Here, maak ons die pad gelyk. Dra ons deur die dag van môre as ek u wil sien. Baie mense is so lief om te sê, ek sien jou môre. Miskien kan jy my nie sien. Want jy weet nie wat is môre. Jy weet nooit wat is die tyd wat jy nie uitvoer. Moet jy my kan ons laat van Amerika af. Besef dat weer God die regte bepaalde tyd. Dat elke ding en te gebeur in die tyd. Amen. Dat elke ding is reg. Maar die bepaalde tyd wat hy. En dis net hy wat weet wat er maak. Ons gaan pad sien. Jy kan multimiljonair wees. Jy kan die ryker as die rykste miljonair. Jy gaan net die koninkryk in die hemel kan maak. Amen. Jy kan nie. Daar's net een ding wat kan neergaan. Dat jy daar kan toemaak.
En as hy beskaam is vir hom om 'n man te roep in 'n eetplek, weet verseker, hy gaan skaam wees om jou te help. Wanneer daai die wat is my man weet hy gaan pad kom. Want die God wat ek doen, hou hom sy. En weer en toe, ek is nie skaam. Ek is nie skaam om te beteken. Daarom sal nie jou raak sien. As so 'n ander ook daar is, sy werk in die skool. Wees jy skaam om te doen? Want hy weet, dit is God wat hom leer. Dit is God wat hom voorsien aan elke behoefte. Geliefdes, ek sluit af met, is jy werklik op die baan? Die regte gospelbaan. En baie maklik om te sê, ek is op die baan. Maar jy is nie. Jy my nog nie eens aan die baan pas. As hy enige iemand is vermaan, wat voel hy is hier werklik op die regte plek? Dus saam jou vry om mee te kom. Jy weet ek, oorweeg het om hier te terug te gaan in Amerika toe. As dit die Here se wil is, ons 'n bietjie vakansie hou daar. So, 'n maand, 2 maande, miskien 3 maande, as ek so dan maar net lekker te daar, as ek 3 maande wees. Amen. Ek glo die Here en alles. Ek maak op by anker in die stille oseaan. Hy is die een dat my die voorsiening van maak. Hy is die een wat my verleer word. Lucas, reg gaan ons afsluit. Kom ons staan. En dan gaan ons lekker saam sing terwyl ons die dienste in jou geval opneem. En dan gaan ons
Ama kapag yung Father, Heer, siyempre dank Heer, naat op elkaar komt zijn naam, Vader, Heer. Siyempre dank Heer, voor je woord dat is aan je Vader. Wat is dat aan je naam, Vader? Heer, zo dat is wat Heer daar gaat, met elkaar in het aan je Vader, aber dat is de woord dat aan Heer. Wat het Heer, dat je dat je is in kracht en samen met je saam jou voor Vader, Vader. Heer, dat je de ster nog voor jou in zal wees, jou voor het is jou voor het woord, jou voor het wat zo wees met Vader, Heer, dat je het over het kostbare bloed de naam, Vader, Heer. Dus wij op jou de aanval van die vijand te doen, Vader. Vader, we moeten ook gedaan, Heer, dat wij, Heer, Heer, jou voor je naam, Heer. Zo, wees van die woord, mijn Vader. Ik wil als in Jezus' naam, Heer, ook dit wat voorbereid zal worden, onze naam, Heer. Die handen wat voorbereid, dat Heer zal zien, mijn Vader. Ook dit wat in ons naam van Heer. En dit ook zal zien, dat tot in Jezus' naam. Amen. Amen. Onze pangisind van Heer, gaan we bidden. En dan maak ik genade van God, onze Vader, de liefde van onze Heer Jezus Christus, en troost voor de gemeenschap van de Heilige Geest. En rust in mij met elk van ons. Noah, tot een keer. Amen. Amen.